oormatige geraas doen meer skade as goed. As julle nie my vandag lekker kan hoor nie, moet asseblief net nie op my skree nie. Ek hoor elke dag genoeg geraas by die huis. Glo dit of nie, maar met 'n huis vol sibbe is ons geraasmeter in die rond. Voorsitter, dames en here, vandag wil ek julle oortuig dat oormatige geraas meer skade doen as goed. Maar voordat ek verder praat, wil ek eers vir u verduidelik wat geraas is. Volgens die HAT is geraas harde, ongewenste geluide wat jou pla en dit moeilik maak om te dink of te hoor. Klink dit bekend? Met ander woorde, dis nie lekker sagte musiek nie, tannie. Dis daardie geluide wat jou ore baie seer maak. Klink amper net soos my klein sussie, as ek nou eerlik met julle moet wees. Voorsitter, dames en here, vandag gaan ek julle 3 redes gee hoekom oormatige geraas nie goed is nie. Maar eerste oor tyd feit. Oormatige geraas doen meer skade, omdat dit moeilik is om te konsentreer in geraas. My tweede oor tyd feit. Te veel geraas maak mense kwaad en ongeduldig. My heel laaste oor tyd feit. Te veel geraas belê rus en slaap. Kom ons spring weg op die klapborde noot, dames en here. My eerste tyd feit. Oormatige geraas doen meer skade, omdat dit moeilik is om te konsentreer in geraas. As ek huishoud doen en my boetie skree, vergeet ek my somme, dan vergeet ek my naam en dan sit ek neerop en staar na die muur. Breinloos, antwoordloos en stotteloos. Volgens die netwerk 24. Help oor PlayStation oorfone, regdag mense, geplaas 5 Junie 2024. Hierin het die joernalis Kitty Rousseau berig dat geraas konsentrasie belemmer. My tweede oor tyd feit. Te veel geraas maak mense kwaad en ongeduldig. As almal gelyk praat, raak almal kort van draad. By my huis begin dit so. Iemand praat hard, en dan praat iemand harder, en dan skree almal, maar niemand luister nie. Dis soos om met 'n stofser te redeneer. Jy gaan nie wen nie. Maar American, dis ook bedoeling. Geraasbedoeling, dames en here. Volgens daarvoor, dat CO.ZI skryf die arbeidsterapeut Max Perens 10 Oktober 2024 geraas sensitiwiteit kan lei tot baie sosiale kwessies. Die bewyse is dan reg voor hulle, dames en here. My heel laaste oor tyd feit. Te veel geraas, reg rus en slaap. As iemand my boetie wakker maak, maak hy die hele huis wakker. Dan is my sussie moeg, my ouers is moeg en ek is sommer ook moeg. Al het ek niks te doen nie, dank iemand, dis juist as ek sê, te veel geraas steel ons rus en vrede. Dames en here, ek het julle vandag oortuig met my 3 oortyd feite vandag. My eerste oortyd feit. Te veel geraas doen meer skade, omdat dit moeilik is om te konsentreer in geraas. My tweede oortyd feit. Te veel geraas maak mense kwaad en ongeduldig. My heel laaste tyd feit. Te veel geraas na rus en slaap. Ten slotte, my liewe gehoor, glo ek dat geraas soms pret kan wees, maar oormatige geraas doen beslis meer skade as goed. Hoor jy, sussie en boetie, as ons stil bly en meer luister, sal ons huise rustiger wees en ons ore baie gelukkiger.